Goeiemôre Suid-Afrika, 29 Mei 1400, tyd van hierdie berig. En daar's nou 'n tentative deal op die tafel tussen Iran en Amerika. President Trump moet dit nog net teken, maar hy kyk vandag daaroor. En die tentative deal vir die oorlog op hierdie stadium dis om die skietstaking met 60 dae aan te skuif, te verleng met 60 dae. En dan tydens hierdie 60 dae is die volgende dinge wat moet gebeur. Die Hormuz-stryd moet heeltemal oopgemaak wees en alle seemyne moet binne 30 dae gelig wees. Nou daar is klaar bane deur Hormuz-stryd wat almal albei kante weet oop is. Daar is nie 'n myne of niks nie. Daar gaan skepe in die dag daardeur. Nou nie baie nie, maar daar is bane wat hulle al deurgaan, want hulle weet waar kan skepe deurgaan sonder om myne te tref. En die ander myne wat Iran claim hulle gelê het, moet hulle lig binne 30 dae. Die US blokkade sal ook in hierdie tyd teruggetrek word, maar nie uit die omgewing uit nie. So die US military bly in die omgewing. Die blokkade sal gelig word, wat dan die Iran die vermoë gee om freely te trade, hulle olie te trade. So hulle kan eventually hulle kan nou hulle ekonomie weer in die gang kry. Iran kom ooreen onmiddellik dat hulle nie 'n nukleêre program sal voortgaan mee nie. Dan gaan die samesprekings begin vir die verwydering van die verrykte Iran wat hulle het, waartoe het moet gaan met inspekteurs en alles, om daai Iran te verwyder uit Iran uit. En dan ook die gesprek oor die opbreek en die onskadelik stel, kan mense dit sê, van hulle plants wat die Iran kan verryk, met ander woorde centrifuges en al daai goeders. Dan sal Amerika ook sanksies lig teen Iran, sodat hulle kan free trade doen verder. Daar sal menslike hulp aangebied word vir die populasie van Iran, omdat hulle sit in 'n krisis op die oomblik met die ekonomie wat so ontsleg is in Iran, en hulle het nie inkomstes nie, en hulle het nie kos en klere en goed nie. En dan die Israel en Hezbollah oorlog stop ook. Dit is die tentative ceasefire plan vir nou, vir die volgende 60 dae. President Trump hou by stuk, die weermag bly in plek, die US military bly in plek, en hy het die keuse of hy wil voortgaan met strikes of nie. So indien Iran deur hierdie proses enige iets van die ceasefire violate, of hulle is weer besig om te weer stokkies draai met die besprekings oor die verrykte Iran en die nukleêre program, dan skakel hulle maar net weer terug na die strikes toe. So dit bly in plek. As hulle die verrykte Iran en die nukleêre program se discussions en goed kan afhandel met getekende dokumente en alles, en inspeksiegroepe wat kan doen, dan sal die US military heeltemal onttrek vanaf die Iranse borders af. So die magte bly in plek, die wat daar is. Hulle is net op hul wees. Dit beteken is 'n 60 dae verlenging van die huidige staakvuur om hierdie ding aan die gang te kry. Miskien teken president Trump al vandag of in die volgende paar dae. Ons sal sien. Sover die plan lyk redelik goed op tafel, en dit lyk goed aan albei kante. So ek kan nie sien dat die regte oponthou kan wees dalk. Die enigste ding wat miskien president Trump gaan oponthou is iets in fynskrif agterna gedoen. Maar ons verwag maar, en soos ons nou al weet vir die laaste 2 maande, daai klomp IRGC terroriste change hulle mind altyd op die 99. So ons sien of hulle gaan hulle mind change of nie op die ene. Dis dan vir vandag. Sien julle later.